Die 4de April 2026, Friedel von Maltens, visiepresident van Vrystaat Landbou. Hartlik goeiemôre, Friedel. Hallo Sakkie. Friedel, die afgelope paar weke was daar, of kom ek sê dae, was daar so amper 'n stilte na afloop van daai eerste hofverskyning in Pretoria rakende die enstowwe. En intussen wil dit blyk daar's redelike krisisse aan die broei hier in die Vrystaat, spesifiek oor die beskikbaarheid van enstof. Lig ons bietjie in daaroor asseblief. Ja, die hele land se enstof behoort binne die volgende paar weke klaar te wees. Sekere streke, hoor ek in die Oos-Kaap en in Natal, het klaar nie hulle enstof in daai streke is klaar opgebruik. So die staatsveeartse en dit wat hulle kry in die Vrystaat, dink ek van die sowat 380,000 dosisse wat ons gekry het, het hulle al, ons het net laasweek se syfers, so sonder hierdie week al omtrent 250,000 dosisse toegedien. So tensy daar enstof binnekort inkom, gaan die enstof opraak. Nou, as die enstof opraak, Friedel, ons wil nie daarin beweeg nie, maar as dit opraak, wat gaan die implikasie daarvan wees? Die implikasie is maar net, alles versprei net verder. So daar's meer diere wat aansteek, meer diere wat siek word, so dit raak maar net erger. Friedel, en dan is daar ook in die nuus gewees berigte dat daar 'n uitbraak in Botswana, die suidelike dele van Botswana is, ons buurland. Het jy inligting daaroor? Ja, hulle Botswana het uitbrake gehad, ek dink in Februarie al, wat van Zimbabwe se kant af teen daai grens by hulle uitgebreek het. Hierdie keer is dit by een van hulle navorsings- en inentingsstasies naby aan Suid-Afrika se grens. Maar dis baie interessant. Botswana doen nou al vir 'n klompie jare dit wat ons nou nog moet doen, is hulle land is in zones opgedeel. So die zones waar dit nie positief is nie, kan nog steeds uitvoer, afhangende of die lande waarna toe hulle uitvoer tevrede is daarmee, maar so hulle uitvoere en verkope kan nog aangaan uit ander streke uit. En natuurlik, hulle produseer hulle eie entstof, so hulle kan vinnig reageer en dan begin ent om daai positiewe plase. Ja, dit plaas Suid-Afrika natuurlik so op die agtervoet wat betref kompetisie met ons buurland. Friedel, dan is daar 'n ander, wil ek vir jou sê, blyk 'n krisis te wees wat op ons landbou, nie net ons landbou nie, maar spesifiek ons landbou afstorm wat die brandstofpryse betref. Wat is daar aan die gang? Gee vir ons 'n oorsig oor die situasie in die landbou. Ja, die brandstofpryse is eintlik net 'n gemors. Dis nou by meeste, kom ons sê, koöperasies of verspreiders waar die boere in groot maat koop, is dit nou tussen 7 en 8 rand duurder. Maar dit was al die vorige paar weke voor hierdie afkondiging reeds tussen 3 en 5 rand duurder 'n liter. En die skok kom nou want die oeste word nou gestroop in die maande wat voorlê, die sojas, die sonneblomme, en dan in 'n maand of 2 begin die mielies, en dan gebruik die landbou baie diesel. En teen hierdie pryse, ongelukkig, word alles duurder. Die transport word duurder, die proses om dit te oes is duurder, so dit gaan definitief die kospryse opstoot. Ek dink ons almal aanvaar die implikasie van die oorlog in Iran en dan nou hierdie pryse van brandstof. Friedel, is daar 'n beskikbaarheidsprobleem op die stadium van brandstof? Daar was 'n beskikbaarheidsprobleem. Dit is interessant, in party dele was daar geen diesel beskikbaar nie. Nou dat die prys hoog is daar weer diesel beskikbaar. Maar die vervaardigers sê die heeltyd vir ons, daar is nie 'n probleem met beskikbaarheid nie. So duidelik is daar mense wat maar net geld uit die situasie uitgemaak het voor die tyd.
En ons sal nou sien of dit wel so is. Blykbaar kom baie van ons olie van Nigerië af waar daar nie 'n oorlog is op die oomblik nie. So ons behoort genoeg te hê, maar die tyd sal maar leer. Met al hierdie situasies wat nou baie druk op die landbou plaas, Friedel, is daar 'n positiewe gesindheid van die regering se kant af of ons minister van landbou wat 'n mens kan waarneem? Nee, weer eens hy praat op baie verhoë oor die potensiaal van landbou en hoeveel landbou kan groei en werksgeleenthede en goed. Maar daar's nie werklike hulp aan die landbou op die oomblik nie. En ek weet ook nie wat die pogings agter die skerms is om hierdie skokke van die diesel en natuurlik wat ons ook voorwag is die skok van die kunsmispryse, want baie van dit kom ook uit die ooste uit. En so al hierdie skokke gelyk gaan 'n geweldige effek op die winsgewendheid van landbou hê. Nou Friedel, daar's 'n ander ding wat vir my nogal 'n bietjie pla. Ons is in 'n amptelike ramptoestand en dan wil ek 'n vergelyking tref met die vorige ramptoestand COVID, waar daar verskriklik baie reëls en regulasies was om dan nou hierdie ramp onder beheer te kry, maar dit wil vir my blyk dat hierdie ramptoestand nie dieselfde aandag van die regering se kant af kry nie. Ja, dit slaan ons dronk dat dit is net tot 'n ramp verklaar, maar hulle tree nie op asof dit 'n ramp is nie. In COVID en ander ramptoestande is daar 'n klomp noodmaatreëls wat die staat in plek kan stel om dit te probeer hanteer. So daar behoort noodmaatreëls te wees van hoe enstof inkom, hoe vinnig dit inkom, hoe daarvoor betaal word, hoe dit versprei word. So ons gevoel is definitief daar kan baie meer gedoen word om hierdie ramp aan te spreek. Maar ja, dit lyk nie vir ons dit is vir die staat so groot krisis soos wat dit vir die boere op die grond is nie. Ja, en ek moet 'n opmerking rondom dit maak, Friedel. Ons weet reeds by wyse van uitsprake en vergaderings dat die kommunale en kleinboere die ouens is wat ek wil amper sê aan die kortste end trek. Hulle verliese per persentasie is baie groot. En ek was in gesprek met Roy Jankelson van die wetgewer van die Vrystaat, maar dit voel vir my asof daar's nie regtig beweging om hierdie ouens, en dan wil ek verwys na hierdie mense se onkunde rondom die back and claw epidemie aan te spreek nie. Is daar van Vrystaat Landbou se kant af om die klein boere en die kommunale boere in te lig oor die situasie? Ja, daar word baie inligtingssessies en sulke vergaderings gehou waar ek moet sê die klein boere, veral kommunale boere, baie goed bywoon. So daar's definitief 'n behoefte onder hulle. En soos jy sê, vir hulle gaan die verliese nog erger wees. Maar ja, die staat, dis soos die artikel 9 en 10 aansoeke. As jy in 'n krisis is, behoort niks, 2 maande te wees en almal sukkel om vergaderings te reël met mekaar en so dit is eintlik skokkend dat dit so hanteer word. Goed, Friedel, dan wat betref die hofsaak, is daar enige beweging, enige verandering in die situasie soos wat hy tans is? Nee, daar was nou klomp gerugte in die media, of media berigte eintlik van ander organisasies wat mense het op die implementeringskomitee wat sê die plan, die artikel 10 plan wat ingedien is by die hof is 'n ou weergawe, daar's nou al nuwer weergawes, maar niemand het dit nog gesien nie, so ons weet nie wat die vordering daar is nie. Ons hoor die implementeringsspan het gevra vir vergaderings met al die rolspelers die 7 en die 8ste April sodat hulle dit kan finaliseer, maar sover ons weet is daai datums nog nie is vasgemaak nie. So weer eens tree hulle op asof dit nie regtig 'n krisis is nie.
Friedel, en dan natuurlik, ek dink die groot vraag is, hoe gaan dit daar buitekant met ons kommersiële boere spesifiek in die Vrystaat, gemoedstoestand in die bedryf? Hoe voel die manne? Sakkie, ja, jy weet boere is altyd mense wat probeer 'n oplossing kry en die positiewe kant sien. So dit lê maar swaar op almal se gemoed. Hierdie pryse en jy's onseker oor wat die insetkoste gaan wees volgende jaar. So daar is bekommernisse, maar as die regering net hulle kant bring, is die boere daarso en bereid om die planne te maak om hierdie goed te maak werk. Maar op die oomblik, ek is maar bekommerd oor baie van die boere se gemoed, veral ouens wat back and claw het en nie kan bemark nie en jy weet nou verder moet sukkel met addisionele goed. Dit is maar 'n bekommernis. Ja. Ons is nie een in 'n posisie dat ons kan regtig vooruit sien wat gaan gebeur nie, Friedel, maar met die back and claw, met die brandstof, met die kunsmis, met al hierdie aspekte wat aangaan, is daar rooi ligte vir die verbruiker in die nabye toekoms wat produkte betref? Ek dink verseker so en nie net vir landbou nie, maar die dieselprys wat op is beteken alles wat vervoer is duurder. So verseker gaan daar druk wees op inflasie, daar gaan prysverhogings moet wees op omtrent al die produkte wat ons op ons rakke kry. So definitief rooi ligte daarso. Nou ja, toe, op daardie amper beswaarde noot, Friedel, baie dankie vir Vrystaat Landbou, baie dankie vir die boere, geseënde dag. Dankie daar by jou ook, Sakkie.